Die grond bekend as Palestina is 'n tapisserie van antieke wortels, diep betekenisvol vir Judaïsme, Christendom en Islam. Vir Jode is dit gekoppel aan Bybelse koninkryke, vir moslems is dit die tuiste van die geëerde Al-Aqsa Moskee. Historiese en godsdienstige konteks. Antieke wortels, die land wat histories as Palestina bekend staan, het diep betekenis vir Judaïsme, Christendom en Islam. Vir Jode is dit gekoppel aan Bybelse koninkryke en verbondsbeloftes, vir moslems is dit die tuiste van die Al-Aqsa Moskee in Jerusalem, Islam se derde heiligste plek. Ottomaanse en Britse heerskappy. Onder Ottomaanse beheer tot 1917 het die gebied onder Britse administrasie gekom deur die Volkebond-mandaat. Die Balfour-verklaring 1917 het Britse steun vir 'n Joodse nasionale tuiste uitgespreek, wat Joodse migrasie verskerp het. Opkoms van Sjoenisme en Arabiese nasionalisme. In die laat 19de en vroeë 20ste eeue het Sjoenisme na vore gekom as 'n politieke beweging wat voorspraak gemaak het vir 'n Joodse tuisland, terwyl Palestynse Arabiere weerstand gebied het teen ontworteling en verlies van grond. Besluit om Israel te stig. Impak van die Holocaust, die gruwels van die Nazi-volksmoord het internasionale steun vir 'n Joodse staat versnel. Van Verdelingsplan 1947 voorgestel om die gebied in Joodse en Arabiese state te verdeel, met Jerusalem onder internasionale beheer. Joodse leiers het die plan aanvaar, Arabiese leiers het dit verwerp en dit as onregverdig beskou. Onafhanklikheidsoorlog Nakba 1948. Israel het onafhanklikheid verklaar, wat gelei het tot gewapende konflik met omliggende Arabiese state. Meer as 700.000 Palestynë het vlugtelinge geword, 'n gebeurtenis wat in die Palestynse geskiedenis as die Nakba-katastrofe onthou word. Skakel na die moderne situasie. Die staat Israel sien homself vandag as die verwesenliking van 'n historiese reg en veilige hawe vir Jode wêreldwyd, terwyl Palestynë steeds erkenning, grondregte en selfbeskikking eis. Voortdurende geskille oor nedersettings, grense en Jerusalem bly sentraal tot die konflik. Die Sesdaagse Oorlog van 1967 het Israeliese beheer uitgebrei na die Wes-Oever en Gaza, gebiede wat steeds in die hart van onderhandelinge en spanning is. Internasionale pogings, soos die Oslo-ooreenkomste 1990 het vrede nagestreef, maar het gesukkel weens diep wantroue, veiligheidsoorwegings en mededingende nasionale narratiewe. Ten slotte, die besluit om Israel te stig, is gedryf deur 'n kombinasie van historiese aansprake, godsdienstige bande en die geopolitiese realiteite na die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie oorspronge vorm steeds die komplekse, dikwels onstabiele verhouding tussen Israeliete en Palestynë, wat vandag streeks en globale politiek beïnvloed. Dankie dat u by ons aangesluit het.